Hallo almal, die graad 10 boek is klaar. Ek's baie opgewonde hieroor. Ek en Corneille het baie hard gewerk. Ek dink ek het al mal gemaak en nog grys hare gegee, maar hier is die voorblad, baie netjies en kleurvol. Die boeke druk baie mooi. Kyk hierso, graad 9. Kyk hoe mooi lyk die ding. En dan die graad 8 boek lyk ook baie mooi en kleurvol. Binne en is ook kleur. En dis dieselfde met die graad 10 boek. En ons gaan voort met die konsep om die vraagstel 1 van die IB as die mikpunt te stel en dit dan die boek daarop te baseer. En dis hoe ons die afdelings ingedeel het. So, afdeling A is die begrippe, die respons op die teks. Lesbegrip 1 tot 8 is 'n weerspeling van vraag 1, net afgegradeer na graad 10 vlak toe. En ons probeer die vraag, die manier hoe die vraag gevra word, en die temas dieselfde te hou as wat die IB graag wil vra. Die visuele begrippe, teks 1 tot 10, ons weet natuurlik vraag 2 en 3 is goeie soos advertensies, infografieke, stukkies prente en sportprente. So ons kry die leerders gewoond daar. In graad 10 is die laaste jaar waar hulle nie daai stres het van matriek letterkunde nie. So ons wil al hierdie dingetjies gedoen kry. Dan het ons afdeling B, die taal het ons gedeel in sinstrukture en woordstrukture. So hierso is die sinstrukture verduidelik op 'n metode wat baie goed werk, waarvan kinders hou en tutors hou daarvan. Dis hoe hulle dit wil leer en die vraagstelling is natuurlik presies soos die IB. Dit sal toets in graad 12. So hoekom wil jy tyd mors op enigiets anders as jy dit net reg kan doen van die begin af? Hier is woordstrukture, al die dinge wat hulle moontlik kan vra in graad 12. Dan het ons opsommings ingegooi, presies soos die IB dit daarvan hou met te vra, en die selfde temas, en hoekom wil mens wag tot graad 11 voor mens hulle blootstel in opsommings. Kommunikasie, presies gevra soos die IB dit wil hê, net afgeskaal na die graad 10 vlak toe van meeste skole. Ons het poesie ingegooi, 'n paar gedigte gekies, interessante goedjies probeer, en ook die kenmerke van 'n gedig, al daai taalgebruik, daai language wat hulle nodig het om gedigte te analiseer wanneer in graad 11 en 12 kom. Ons wil nie hê dit met die eerste keer wees wat hulle dit sien nie. Dan ons 'n paar luistertoetse ingegooi, net vir die pret daarvan. Die tekste van die luistertoetse kom in die onderwyserspakkie en die memo wat ons vir jou per e-mail stuur. Baie mense het my gevra, hoekom doen julle dit so? Hoekom deel julle nie die boek in kwartaal vir kwartaal nie? Dit is 'n goeie vraag. My antwoord is maar, wie is ek om vir jou te sê wat jy in kwartaal 1, 2, 3 en 4 moet doen? Ek kan dit nie vir jou indeel nie. As jy dit so ingedeel wil hê, kan ek dit seker vir jou doen. Sal 'n rukkie vat, maar ons kan dit so doen. Ek dink hierdie maak sin. Jy kan met jou beplanning baie maklik, jy kan sê begrip 1 en 2 is kwartaal 1, kwartaal 2, dan doen jy in kwartaal 1, 2 visuele begrippe, in kwartaal 1 doen jy woordorde verlede tyd, toekomende tyd miskien. So, jy kan dit net so indeel. So, jy spring rond in die boek, dis nie 'n voor tot agter boek nie. Vir my het dit nog nooit regtig gewerk nie. Dit beperk jou ook, en dan as mens nie alles gedoen kry in kwartaal 1 nie, dan paniek jy en jy raak agter en die kinders sê, ja, maar ons het nie kwartaal 1 klaar gemaak nie, en almal sien weer agter en op hol. Maar ek weet party skole hou daarvan om dit kwartaal vir kwartaal te doen. I take the point. En ek neem daai kritiek op solied op die ken. Kom ons kyk gou na hoe lyk die goedjies. Ek gaan net vinnig, dis nou nie ernstig nie. Ek het so die begrippe in die begin, lees begrip 1, die hele teks pas op een bladsy. Double line spacing, hulle kan lekker skryf daar, tussenin, met hulle pen daar in klim, vir highlighters en goeders. Daar's 'n prentjie vir 'n bietjie kleur, en dan die vraag, vul een bladsy en is 10 punte, soos in die IB vraestel. En die vraag is presies gestel soos natuurlik die IB se formaat, so ons mors nie tyd nie. Daar's nie tyd om te mors hierso nie. En ek het die vraag nou net in so kleurvolle blokkie gesit, want dit is vriendelik op die oog. Die tweede een, selfe, een bladsy,
en die vrae pas presies op een bladsy. So gaan die ding nou aan, daar's natuurlik 8 van hulle, wat ek dink mense redelik besig gaan hou, en ek het elke keer maar net 'n prentjie gekies wat mooi by dit pas. Corneille het my gehelp met die gradering van die vrae. Kyk hoe mooi, ek het baie mooi prentjies gekry, en ek het hulle ge-upscale, so die goed druk ongelooflik mooi, soos as ek net, ek gaan nou seker nie vinnig, maar kyk, hoe moet ek nou die ding draai, so, kyk hier daar, ek kan seker nou nie mooi sien nie, maar dit druk baie mooi, 'n klomp onderwerp, ok, hier is ons nou by die advertensies, dis hoe die ding lyk, daar het ek het die vrae net so 'n bietjie met kleur gespeel, waar daar bietjie spasie was, Lindy van Gas, volg haar asseblief op Pinterest en op Instagram. Lindy het vir my gesê, Henk, gooi my gedigte in, waar jy wil, jy mag dit gebruik. En echt, dis sulke gedigte, dis mooi woorde, dis vir my, ek lê in die bed nie aan, dan lees ek die goed, dis baie cool, en ek het dit ingesit, ek dink, dis vir jou skerper leerder wat regtig hou van die taal en die mooiheid van die taal. Hierso het ek hierdie tipe van tekste ingesit, die IB, ons weet die IB hou daarvan. Ek het infografieke gemaak op Canva, regtig die baie tyd spandeer aan hierdie ding. Ok, daar's nog een, mooi kleurvol, ok, baie vriendelik op die oog, daar's een oor 'n sappie, groen sappie, strokies prent, en dan spotprente, natuurlik. Ek het hier en daar soek die woorde, die kind is, of die leerling is vinnig klaar met sy werk, dan sê vir man, gaan na bladsy 33, daar's 'n aktiwiteit vir jou, om te doen. Die spotprint het ek van die publieke domein afgehaal, so sinstrukture, ons begin natuurlik met stompie weer eens, en ons stamp het net so bietjie op van die vlak van graad 9 af. Ons weet natuurlik woordorde help hulle ook met die opstelskrywery en so aan. Hierso moet hulle verskille soek. Verlede tyd het ons presies gedoen soos die IB wil hê, die metode van reël vir reël. So ons verduidelik 'n reël, dan oefen hulle die reël in. Dan verduidelik hulle die reël, dan oefen hulle die reël in. En al die verlede tyd is op een plek in die boek. Ek weet party boeke, jy kry reël 1 op bladsy 5, dan kry jy reël 2 op bladsy 30, dan kry jy reël 3 op bladsy 60. My brein wil nie so werk nie, ek is ook nie seker of jy leerlinge regtig daarvan hou nie, hulle wil alles op een plek hê, en dit maak vir my sin. Daar is natuurlik YouTube video's waar ek deur al hierdie goeders gaan ook, jy kan hulle daarna verwys, sê net maar 'n kind sal wesig wanneer jy verlede tyd doen, dan kan hy nou my YouTube kanaal toe gaan, en dit net daar doen, daar kyk. Toekomende tyd, ok, ek gaan nou so 'n bietjie vinniger gaan, want hierdie is nou al die sinstrukture, soos kyk nou byvoorbeeld daar het ek weer ietsie ingegooi van Lindy, net om die visuele ding bietjie te breek, patroon bietjie te breek, so dat alles nie so, ja, en ek het metodes om al die goed te verduidelik, Corneille het my gehelp om dit te verfyn en te verbeter, ons het baie keer baie tegnies geraak, daar is seker maklik 400 stemboodskappe en boodskappe tussen my Corneille waar ons regtig mooi dink oor hoe ons dit goed gedoen het, so dat baie moeite hier ingegaan, ons het nie sommer net 'n ding aan mekaar geslaan nie, ons wou dit regtig die beste gids maak wat daar is, of het nou is, weet ek nie, I don't know, julle moet maar besluit, maar ek kan regtig sê, ons het probeer, we tried. Daar is weer ietsie van Lindy, ok, hier is nog steeds sinstrukture. Ok, so die hele boek, dink ek wat is, hoe lang is die ding nou? 183 bladsye, so is ook nie te intimiderend nie, te verskriklik nie, wil nie hare uittrek nie.
Ek het 'n hele afdeling net oor die infinitief gemaak. Dit was ietsie niets vir my. Ek het dit nooit reg so gedoen nie, maar Corneille het my gehelp daarmee. Dan by woordstrukture het ons dit meer oefening gebaseerd gemaak, soos antonieme. Dit is nie net lyste van goed wat jy moet doen nie, daar's aktiwiteite. Aktiwiteite, selfs by afkortings, wat gewoonlik net 'n lys is, het ons ek het 'n hele ding hier gemaak, 'n hele oefening hier gemaak, wat hulle kan invul, en ook by meervoude en verkleinwoorde, is nie net lyste goeders nie, daar's 'n oefening aan die einde. Ek wil nou net gaan na iets wat nie so boring is nie. So kyk net gou hierso, okay, so daar is besitlike voornaam. Okay, hier het ons regtig, hier is 'n moeilike afdeling nie, om in 'n boek te sit, persoonlike en besitlike voornaamwoorde, en dan die oefeninge, en hoe moet dit doen, die deelwoord is ook 'n triekie ene. Ons het 'n bietjie van 'n unieke manier gekry met te doen, wat baie goed werk, dink ek. Mens wil altyd die balans hou van, jy wil nie iets te tegnies maak nie, waar is een van my boeke wat ek nou, soos, hierdie is 'n fantastiese boek, as jy hom nie het nie, Presteer in Afrikaans, hierdie ding is amazing, Marianne Peacock, dit is amazing, so, maar dit is baie technical, so daar's nie, mens wil nie al die goed in 'n werkboek sit vir leerlinge nie. Jy wil 'n balans vind tussen die reël verduidelik en die oefeninge. En jy wil hulle nie oorweldig met onnodige detail nie. Maar ja, vir 'n onderwyser, hierdie ding is amazing. Byvoeglike naamwoorde, net, okay, hier is die opsommings, ek het probeer om my prentjies in te sit, en dan wenk en rede, dit was Corneille se idee om so 'n blokkie te maak, net om hulle te help daarmee, en ja, daar was mooi prentjies in, daar's 4 van hulle, so jy kan 1 per kwartaal doen, en dan die kommunikasie, presies uitgelees soos die IEP dit volledig met die emosiewoorde en so aan, wat in bold is. Mooi prentjies, daar is nog ietsie van Lindy. Gedigte het ek die kenmerke van 'n gedig baie mooi verduidelik, al die goeds belangrik in graad 12. Soos dit nou onder die knie kan kry, that's cool. Okay, dan 'n gedig, 'n paar gedigte in my skoollewe is die een, Vyand of Held, met cappuccino sonder espresso. Die vraag is gestel soos die IEP dit vraag. Niks anders nie. Okay, ons het die rest is uitgeloos. Dan Donker Stroom van Ingrid Jonker. Dit is 'n interessante een. Daar's 'n liedjie op YouTube, maar daar's so CD Marimba. Ek weet nie, ek het hom gekoop destyds. Dis 'n toonsetting van 'n klomp van Ingrid Jonker se goedes. Dis so pragtig. Dis amazing. En ek kry dit nie op wat sê die ding, Spotify nie. Maar daar's 'n paar van hulle op YouTube. So ek luister daar, yes, dis amazing. En dan ja, ek het net so 'n bietjie agtergrond, sommer in Engels gegee hier van Ingrid Jonker, want ons weet wie sy is, en dan dis maar 'n risiko om so iets te doen in 'n klas, want ons is almal mal oor Ingrid Jonker, en dan die kinders is hulle soos wie is die vrou. So jy moet 'n bietjie agtergrond gee, ja, maar as jy jou emosie daarin gooi, en hier is 'n gedig wat ek geskryf het, Ribbok, baie spesifieke herinnering van, ja, lang stories, maar en dan luistertoetse, so daar's net spasie om die antwoorde in te skryf, en that's it. En dan hier in die einde, hierdie woordstrukture hersiening, so ons weet almal, so die woordstrukture is dikwels die ding wat 'n A van 'n B skei, of 'n B van 'n C, jy weet, hulle kan so maklik net 'n klomp foute daar maak. So wat ek gedoen het hier met die woordstrukture hersiening in die einde is, ek het gaan kyk na meer as 20 vraestelle, en gekyk wat vra hulle. En baie van die goed kom oor en oor voor, en baie leerders hou daarvan om so te leer. Hulle wil sommer nie die ding gaan memoriseer. En
ons is nou gelukkig van die IB geen vir ons die instruksie tussen hakies, wat wil hê, hulle wil die deelwoord hê, of hulle wil die verkleinwoord hê. Okay, so, kyk hierso, hier is 'n lang oefening, as hulle hierdie gedoen het, kan ek jou verseker, hulle gaan 7 uit 10 kry vir die woord, vir die een woord antwoorde, indien nie meer nie. Dis regtig, ek het regtig baie moeite in hierdie ding ingesit. Hierdie is awesome. Ek hou baie hiervan. Okay, so daar is hy. Dis so hy lyk, dis die boek. Deel asseblief die video met kollegas. Dis nog nie te laat om te bestel vir 2026 nie, absoluut nie. Sien vir my 'n WhatsApp of 'n e-mail en ja, dan kan ons jou help. Ons kan nie enkel kopieë verkoop nie. Maak net nie sin nie. Ons moet ongelukkig vir 'n klas bestel. Dis maar net hoe dit is. Cool stuff en ja, bel my, e-mail my en dan praat ons hieroor en kyk of ons jou kan help. Okay. Sterkte met die finale deel van die jaar. Ek weet dit is stressvol. Hang in there, we've got this.